Goeiemôre. Baie hartlik welkom. Vanoggend so 'n bietjie ongewoon. As u dalk op Facebook agterkom, dis nie soos wat u gewoond is dat die erediens uitsending lyk nie, dan is dit doeteenvoudig omdat ons tegniese goed nie lekker wou werk met die uitsending vanmôre nie, en ek het my foon hier voor my. En ek is besig om in die foon te praat. Tegnologie is 'n wonderlike ding as dit werk. Ons glo dat die Here op hierdie manier wel die boodskap gaan uitdra. As u weet van mense wat op YouTube inskakel op 'n Sondagoggend, bel hulle gou. Stuur vir hulle 'n teks, sê vir hulle asseblief skakel in op ons Facebook boodskap. Ons Facebook page ACK Hamilton. Hulle sal daar wel die erediens kan bywoon. So baie hartlik welkom vir elkeen aanlyn, ook baie welkom vir elkeen vanmôre hier in die erediens. Dit is vanmôre besondere voorreg. Ons gaan nagmaal bedien. Ons gaan die Here se teenwoordigheid en sy verlossing vier. So kom ons raak net stil. Neem ons plekke in, raak rustig en dan luister ons na 'n lied wat die musiekbediening vir ons voorgaan in. Goeiemôre en baie hartlik welkom by ACK Waikato, die gemeente met oop harte. Ek het nou nogal so 'n bietjie geglimlag want ek wou sê ons het fantastiese tegnologie hier. Ons kan eintlik die beeld, ons skuif dit so tussen die skerm daarvoor en die prediker. En dit alles gebeur so net met die een hand. Baie welkom. Bly dat jy vanmôre hier is. Weet jy, joh, ek wil nou amper sê, ons het verlede week gedog, die breek van die swembad is die ergste. En vanoggend toe kry ons nou nog so 'n curveball, nog so ene, maar kan ek hierdie versekering gee? Ek is oortuig daarvan dat Satan baie hard werk om te probeer om ons vrede en ons vreugde te steel, om te probeer om die verkondiging van die evangelie te staan. Maar ek weet ons staan in die oorwinning van Jesus Christus.
En in hom is ons meer as oorwinnaars. Maak nie saak wat gebeur nie. En ek wil dit vir u sê, in die persoonlike lewe ook. Moenie toelaat dat wat ook al in die lewe gebeur, wat ook al op die pad kom, moenie toelaat dat dit in die pad staan van wat God in jou lewe wil bereik nie. Want God is in beheer. Hy weet presies wat hy vir ons beplan. Ja, baie welkom, die van u wat hier is, die het die afkondigings by die deure gekry, ook die blaadjie met die preeknotas en die Bybelstudiestuk vir die klein groepe of gesinne daarin. Ons het dit ook uitgestuur saam met die afkondigings en dit is ook verkrygbaar op die gemeente se webblad. U kan dit daar ook kry. Ons gaan vanmôre nagmaal bedien. Ek hoop u het soos wat u ingekom het vir u 'n glasie wyn of druiwesap geneem en ook 'n stukkie brood, dat ons dit saam kan gebruik. As u by die huise is, kan u terwyl ons net nou die lofliedere gaan sing, kan u net vir u 'n stukkie brood kry, wyn, druiwesap, koeldrank, 'n glasie water. Dit maak nie saak wat dit is nie. Ons gaan nagmaal vier. Ons gaan die verlossing deur Jesus Christus vier. Net so 'n paar afkondiginge. Baie welkom aan ons aanlyn besoekers. Onthou, daar is e-besoekersvorm en ook lidmaatskapvorm wat jy kan invul. Dit is op ons webblad. There is a translation service available. In the service, just get a listening device at the sound desk. Also, the translation will be broadcast on Zoom. So if you log into the Zoom link, you can actually listen to the English translation of the service. There will be a slight delay, but it will help you. The link is also on the webpage, and I think it's on Facebook. It was sent as a message. So just page up and you will get the meeting ID and the passcode for the English translation. Vanaand het ons die Kerssangdiens en ek glo dat ons teen vanaand die meeste van die tegniese probleme uitgesorteer sal hê. Ek dink ons gaan 'n bietjie hard werk vandag om alles reg te kry, want vanaand is 'n groot geleentheid. Kerssangdiens is 'n besondere geleentheid. Ons musiekbediening het spesiaal voorberei. Ons het voorberei en ek glo die Here wil ook daardeur verheerlik word. Ons nooi u om as groepe asseblief saam te kom. Klein groepe, familiegroepe, huisgroepe. Met ons Kerssangdiens het ons altyd so 'n bietjie eetgoed en ons kuier saam. Ek hoop jy onthou. So vanaand, maak seker daar by die huise wat julle bymekaar klomp dat daar eetgoed is. En kuier saam. En geniet dit. Weet jy, dit was 'n moeilike jaar. Ons kom nou aan die einde van die jaar. Kom as gelowiges vanaand saam. Loof die Here, prys Jesus, die kind wat gebore is, die verlosser wat vir ons gekom het. En kom ons vier dit ook saam op 'n baie lekker manier. Dan het ons op Kersdag, 25 Desember, ons sal 'n Kersdiens hê hier uit die kerk uit, maar ons mag net 50 mense hier hê. Dit is die regering se beleid, voorskrif, ons kan nie anders nie. Maar ons wil weer vra, dat jy asseblief as klein groepe, familiegroepe, en as jy op vakansie is, sommer waar jy op vakansie is, nooi sommer bure saam. Kersoggend 9:00. En ons gaan ietsie ekstra probeer. Ons sal nog vir u die inligting ook deurstuur. Maar ons wil graag hê dat julle vir ons laat weet, wie kom almal by mekaar, wie's almal daar by mekaar, en dalk 'n foto van julle stuur, terwyl julle lewendig daar aan die gang is. En dan gaan ons kyk of ons in die Kersdiens ook met julle kan kommunikeer. Ons gaan kyk of dit kan werk. Want ons wil graag hê hierdie Kersfees moet ekstra spesiaal wees. En elkeen moet voel, of ek nou in Suid-Afrika sit, of ek in Vangamata sit, of ek in Australië sit, of ek hier in Hamilton sit, ek is deel van 'n besondere Kersdiens. So reël so lank ook vir Kersdag.
Daar sal ook 'n geloftediens wees op die 16de Desember, die donderdag om 7 uur hier. Ongelukkig net 50, dit is die regeringsbeleid, voorskrifte, ons kan net 50 mense akkommodeer en ons vra dat u asseblief bespreek, sodat ons weet wie gaan kom. Ja, nou het ek so 'n bietjie vooruit gespring met die afkondigings, kom ons kom by die belangrike, en dis die verjaarsdae. Môre verjaar Etienne Eksteen. Etienne, baie geluk, mag die Here vir jou baie ryklik seën. Dinsdag verjaar Willie Snyman, baie geluk Willie, mag die Here jou ook ryklik seën. En ook Anton van Biljon, baie geluk Anton. Woensdag verjaar Lappies Labeskagh. Lappies, baie geluk, mag die Here vir jou baie ryklik seën, hoor, mag jy so wel 'n lekker verjaarsdag hê. Vrydag verjaar Marcus Kriege, baie geluk Marcus, mag dit 'n mooi jaar vir jou wees. En Saterdag verjaar Felicity Maree, baie geluk Felicity, mag dit 'n mooi jaar vir jou wees. En ook Annemarie van Sail. Annemarie, baie geluk, mag die Here vir jou ryklik seën. Dankie vir wat jy doen met die vertalingsdiens, hoor. God se rykste seën vir die nuwe lewensjaar. En dan het ek reeds gesê van vanaand se Kerssangdiens, die tema is, die Verlosser kom, wees wakker en waaksaam. Kom asseblief saam in u klein groepe. Ons vra dat vanaand die orkes en die personeel uitsaai wat hier is, dat hulle direkte families hiernatoe kom, dat ons genoeg plek vir hulle het, en dat die ander dan in groepe by mekaar kom, huisgroepe, kleingroepe ensovoort, om die Kerssangdiens saam te vier. En dan moet jy net die datum, volgende jaar 25 Februarie tot 27 Februarie, is daar 'n vrouekamp. Dit is op die afkondigings, merk so lank die datum, asseblief. Nou is my keel droog gepraat. Kom ons raak stil. Elkeen net daar waar ons is, kom ons raak stil. Kom ons vra dat die Here ook vanoggend ons elkeen sal aanraak, met ons sal praat, en dat ons sy teenwoordigheid sal ervaar. Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. U het die wat nie meer 'n nasie was nie baie gemaak, hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in die teenwoordigheid verbly, soos mense bly is in die oestyd. Soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel. Want vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God wat ons Vader is en van die Here Jesus Christus, en hy bevestig dit deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons 2 liedere tot eer van die Here. Om aan die
bron van alles wat is Jesus. Liefde wat ewig is en Ja, Here God, U is ons hoop. Jesus, U is die hoop, U is die lig. U is die lewe. In U is daar lewe. Dankie dat ons vanoggend by die nagmaal, by die krib, by die kruis kan kom kniel. En U aanbid as die verlosser van die ganse mensdom. Dankie Here dat U ons nie gelos het in ons duisternis nie. Dankie dat U ons nie maar oorgelaat het aan die omstandighede nie, maar dat U ingegryp het. En dat U mens geword het en dat U daardeur die geskiedenis kom oopbreek het. Om ware hoop, ware vrede, ware liefde en verwagting te bring. Dankie Here dat ons aan die begin van hierdie adventtyd kan opkyk na U. Dankie Here dat ons opnuut bevestiging kan kry van die verwagting en die hoop wat ons in Jesus het. My gebed is Here dat hierdie hoop in ons hart en ons lewe sal lewe, dat dit sal brand. Dat dit sal oorspoel in 'n stikkende donker en deur mekaar wêreld. My gebed is Here dat juis in hierdie tyd dat U kerk, ons as gelowiges, hierdie gemeente, elkeen, dat ons die verskil sal maak. Dat ons die verskil sal wees, omdat Jesus in ons harte leef. Here, kom ontmoet ons vanmôre asseblief. Wil U deur die Heilige Gees ons harte kom oopmaak. Breek U woord vir ons. Soos wat U die brood breek, breek U woord. Soos wat ons die brood eet, Here, laat ons die woord eet. Dat dit deel word van ons lewe. En werklike verskil maak.
in Jesus naam. Amen. Vriende, ek wil vanmôre die eerste adventskers vir die aansteek. Dit is die kers van hoop. Ongelukkig gaan ek nou nie vir u op Facebook soontoe kan skuif nie. Ek is bang dat as ek dit doen, dat ek my pragtige opset hierso voor die kansel gaan belemmer en dat u nie die preek gaan hoor nie, maar ons steek 'n kers aan. Die kers van hoop. Want Jesus is die ene wat ware hoop bring. In 'n wêreld wat so stikkend is, waar so min mense regtig hoop het, en waar mense se hoop telkens weer beskaam word, weet ons, die hoop is nie in X nie. Die hoop, ons verwagting, ons toekoms, is iemand. Dis Jesus. Kom ons raak net vir 'n oomblik stil, en ek wil net vir 'n oomblik vra dat jy net opnuut vir die Here sê, dankie Here, dat U in my lewe weer hoop wil kom gee. 'n Verwagting. Sê vir hom, Here, ek wil graag leef met 'n verwagting. Gee dit vir my. Kom ons raak stil voor die Here. Amen. Jy kan, as jy die blaadjie het, kan jy dit uithaal. Die skriflesing is daar. Ons gaan lees uit uit Lukas 2 van vers 25. Jy kan ook die Bybel oopmaak, en as jy dit oopmaak, dan kan jy dit daar oophou, want ek gaan weer terugverwys na hierdie gedeelte. Ons lees saam uit Lukas 2 vanaf vers 25. Daar was 'n man met die naam Simeon, wat in Jerusalem gewoon het. Hy was wetsgetrou, baie toegewyd. Hy was met die Heilige Gees vervul en het gretig uitgesien na Israel se bevryding. Die Heilige Gees het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterf voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Daardie dag het die Gees hom na die tempel toe gelei. Toe Maria en Josef opdaag om die kindjie Jesus aan die Here te wy, soos die wet vereis het, was Simeon daar. Hy het die kindjie in sy arms geneem, hy het God geprys en gesê, Here, nou kan U diensknegt in vrede sterf, soos U my beloof het, want ek het die verlossing gesien, wat U voorberei het voor die oë van alle volke, 'n lig om God aan die nasies bekend te maak, en die glorie van die volk Israel. Josef en Maria was verbaas oor wat van Jesus gesê is. Toe het Simeon hulle geseën, en hy het vir Maria gesê, hierdie kind is besem tot 'n val en 'n opstaan van baie in Israel, en 'n teken wat weerspreek sal word. Hy sal 'n teken wees waaroor mense sal verskil. So sal die diepste gedagtes van hulle harte bekend word. Maar wat jou betref, daar sal 'n swaard deur jou siel gaan. Anna, 'n profetes, was ook daar in die tempel. Sy was die dogter van Fanuel uit die stam van Aser. Sy was baie oud. Sy was 'n weduwee.
Haar man is oorlede toe hulle nog maar net 7 jaar getroud was. Sy was nou 84 jaar oud. Sy was nooit weg van die tempel af nie. En het dag en nag daar gebly. En God gedien met vas en met gebed. Sy het daar aangekom net toe Simeon met Maria en Josef gepraat het. En sy het God begin prys. Sy het oor Jesus gepraat met almal wat verlang het na die bevryding van Jerusalem. Toe Jesus se ouers al die vereistes van die wet van die Here nagekom het, het hulle teruggekeer na hulle dorp Nasaret in Galilea. Daar het die kindjie sterk geword en gesond groot geword. Hy was vervul met wysheid en God se guns was op hom. Dit is die woord van die Here, gelukkig elkeen wat dit hoor en daarvolgens lewe. Ek hoef dit nie vir u te sê nie. U weet, ons leef in baie onseker tye. Daar's soveel onsekerhede en net wanneer 'n mens dink dinge begin nou beter raak, daar's lig aan die einde van die tonnel, dan kom die volgende krisis, is soos 'n volgende golf wat doodevoudig oor jou spoel. En dit is so dat God het ons gemaak met die vermoë dat oor die algemeen kan ons weer opstaan as ons plat geslaan word. As ons 'n krisis beleef, dan kom ons weer terug, veral as Christene. Maar ongelukkig, by baie mense, ook in samelewings, kom daar 'n punt waar mense net te veel gehad het. Waar mense op 'n dag net eenvoudig opgee en alle hoop verloor. Weet jy, as ek so kyk rondom my in die samelewing, in die wêreld, dan bespeur ek iets daarvan. 'n regte hooploosheid. Geen verwagting. Ons het so gehoop dat dit gaan die oplossing wees, dat dit gaan die oplossing wees, die volgende ding gaan die oplossing wees, en dan is daar elke keer weer net nog iets. Ook in mense se persoonlike lewe. Maar behalwe die hooploosheid, wat so wyd in die samelewing en in die wêreld heers, het daar iets anders bygekom. En dit is vrees. Vrees en paniek het absoluut 'n greep gekry op die wêreld, op die samelewing, op mense se lewens. Vrees is aangeblaas deur beriggewing, deur maniere waarop goed gesê word, regerings, media, noem maar op, ook ander mense en groepe wat boodskappe stuur, video's, wat ook al, op sosiale media, en op die ou end is die som totaal van alles vrees. Weet jy, ek is met u doodeerlik, as ek met mense praat, as ek luister wat aan die gang is in die wêreld, dan is daar een ding wat ek aan mekaar hoor. Vrees, ons is bang, ons moet pas op, moenie, versigtig, pas op, moenie, ek is bang. Vrees. Vrees. Van alle kante af. Dit is so hartseer. Want weet die vrees maak mense angs en paniek bevange. Vrees maak dat 'n mens maklik gemanipuleer kan word, want jy kan nie helder dink as jy vrees nie. Vrees dryf emosies die hoogte in. Maak dat mense totaal irrasioneel reageer. Ek sien hoe dit gebeur, ek sien ongelukkig ook die skade wat dit berokken in mense se lewens. En ek praat nie net van Christene, ek praat van die samelewing. Mense se lewens val uit mekaar, mense leef in paniek.
Dit het 'n ongelooflike effek op mense se lewens, maar ook op hulle verhoudings, op families, in die hele samelewing. Wat vir my hartseer is om te sien hoe vrees ook Christene se lewens oorneem en beheer. Hoe Christene, hoe kinders van die Here praat, leef en dink vanuit vrees. En nie meer vanuit hoop, vertrou, liefde nie. Daarom glo ek met my hele hart dat die Here ons gelei het om juis hierdie adventstyd te gaan stil staan en opnuut te kyk wat dit beteken dit dat Jesus vir ons gebore is. En dat God ons oproep om opnuut ons oë op te rig. En hom en Jesus weer raak te sien in ons lewe, in ons wêreld, in ons samelewing. Dat hy weer vir ons ware hoop en vrede, daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan, vir ons kan gee, wat ons kan bewaar, wat ons kan veilig hou. Dat ons regtig weer met 'n verwagting kan leef. Soos Christene deur al die eeue. Dat ons met 'n verwagting kan leef, ongeag wat die omstandighede is, ongeag wat in die wêreld gebeur, al val die wêreld heeltemal uit mekaar uit. Omdat ons iets dieper het. Omdat ons leef as mense wat werklik bevry is. En wat 'n hoop het. Wat hierdie lewe en wat hier gebeur te bowe gaan. En wat daarom ons harte en ons sinne bewaar. Weet jy toe ek voorberei hierdie gedeelte, toe besef ek dat die tyd en die omstandighede waarin Jesus gebore is, was ook bitter, moeilike, donker, onsekere tyd. Israel, Palestina was onder die wrede Romeinse oorheersing. Hulle het beperkte indien enige vryheid gehad. Ek het nog aan gedink. Hulle sou nou nie op die plein kon gaan betoog teen die Romeine, en hulle hou nie van wat die Romeine doen nie. Okay? En wel daarvoor het daar genoeg kruise langs die pad gestaan. Jesus was nie die enigste ene wat gekruisig is nie. Hulle het honderde Jode per dag gekruisig. As daar so 'n stukkie opstand was, so 'n stukkie ontevredenheid was, dat die soldate doodevoorig ingekom en sommer net 'n klomp mense gevat. Geen verhoor, geen regstelsel, en hulle is doodevoorig net tereggestel. Klaar. Teken gemaak, julle kom nie weer in opstand nie. Dit was donker tye, ek sê nou vir jou. Dit was nag, hulle het nie vryheid gehad nie, hulle het nie keuses gehad nie, hulle is wreed onderdruk, onskuldig of skuldig, maak nie saak. Dit was regtig die tyd waarvan die profeet Jesaja gesê het, die nasie, die volk, wat in donkerte lewe. Dis hulle. Daar was min hoop. My waarheid te sê, hulle het hopeloos geleef. Vir 400 jaar was daar nie 'n profeet nie. Vir 400 jaar is God se woord stil gewees in Israel. En juist daarom is hierdie gedeelte wat Lukas invoeg in sy Kersverhaal so besonder. Want die vertel hy van twee mense, twee bejaardes, twee ou mense, wat met 'n verwagting geleef het. 'n Verwagting ten spyte van die donkerte van die situasie, ten spyte van die hooploosheid van die situasie. Twee ou mense, wat ons sou sê hulle lewe is verby, 84 jaar oud. Daai het nie die medies gehad wat ons vandag het nie. En tog het hulle 'n verwagting, 'n hoop gehad, en dit het hulle lewe bepaal. Baie interessant, Simeon en Anna, hulle was gereeld by die tempel, gevas, gebid, hulle het 'n
Hulle het 'n lewe gehad. En dit het vir hulle 'n besondere lewensvervulling gegee. Jy sal oplet uit al die evangelies, is Lukas die ene wat die mees breedvoerig skryf oor Jesus se geboorte. Hy verwys na die historiese konteks, na die persone betrokke ensovoort. En daardeur wil hy natuurlik eerstens Jesus se geboorte in daai spesifieke historiese konteks plaas. Hy wil daarmee sê, dit het regtig gebeur. Onthou, dit is geskryf in die 1ste eeu, terwyl baie van daai mense nog geleef het. Hy wil vir hulle sê, gaan praat maar met daai mense. Okay, Simeon en Anna sou nie nog geleef het nie, maar gaan praat maar met die mense wat daar in die tempel was. Gaan praat met die mense, dit het regtig gebeur. Dit was historiese feite. Maar tweedens, wil hy ook hiermee met sy verhaal wys dat Jesus is die vervulling van God se beloftes deur al die eeue. En derdens, wil hy seker maak dat elkeen wat hierdie evangelie lees, sal weet dat hierdie kindjie is iemand besonder. En dat wat hier gebeur, die ganse mensgeskiedenis beïnvloed en bepaal. So wat gebeur in hierdie stukkie? Daar in die tempel ontmoet Maria en Josef die gryse Simeon. Ons lees van Simeon dat hy kind van die Here was, dat hy getrou was, dat hy vroom was, dat hy toegewyd aan die Here geleef het. Vir hom was God belangrik. Ons lees ook dat hy met 'n verwagting geleef het. Hoekom? Hy het uitgesien na die koms van die Messias. En dit het sy hele lewe gestempel, bepaal. Ons lees ook dat hy 'n belofte van die Here ontvang het. 'n Belofte dat hy nie sal sterwe voordat hy die Messias, die gesalfde van die Here gesien het. Wat 'n wonderlike verwagting om mee te leef. Terwyl alles rondom jou besig is om uitmekaar te val, terwyl daar soveel stryd is en 'n deel van die volk is tollenaars en hulle werk saam met die Romeinse owerheid en 'n ander deel is die Zelote wat die heeltyd net wil opstaan blaas en sê ons kan nie tevrede wees nie, ons moet hulle omver gooi. En tussen al daardie spanning en goeters en het Simeon sy oë gehou op God. En die verwagting dat God 'n Messias gaan gee. En dat God die antwoord vir hulle gaan gee. God het beloof en hy het geglo. En sy lewe daarvolgens ingerig. Dit maak dan ook dat toe die Heilige Gees hom lei toe gaan hy na die tempel toe. Ons lees ook van Anna dat sy by die tempel gebly het, gereeld. Sy was al 84 jaar oud, maar dit was haar plek. Want sy het verwag. Sy het uitgesien na die Messias. Daar in die tempel ontmoet Simeon vir Jesus, die babatjie. En wanneer hy hierdie Jesus baba in sy arms optel, dan spreek hy 'n wonderlike loflied uit. As dit direk vertaal, klink dit iets soos dit. Nou Here, kan u dienskneg in vrede laat sterf, soos u gesê het. My oë het inderdaad u verlossing gesien, wat u ten aanskoue van al die volke bewerk het, 'n lig wat vir die nasies tot openbaring dien en eer bring aan die volk Israel. Simeon sê, ek kan in vrede sterf, want ek het die verlossing gesien wat God bewerk het. Verlossing, die woord sinspeel op die naam Jesus, wat beteken die Here is my verlossing. Simeon hou die verlossing in sy arms vas. Hy ervaar dat God het sy belofte aan hom nagekom. Maar Jesus is meer as net die vervulling van die belofte aan Simeon, dis die vervulling van die eeuoue beloftes deur die hele Ou Testament. God doen wat hy beloof. Hy bring verlossing nie net vir Simeon nie, maar ook vir Israel. En ook vir al die nasies.
Daarom is Kersfees ook fees. Dis vir almal. Verder sê Simeon, hy kan nou in vrede, in shalom, kan hy sterf. Shalom is 'n geweldige groot begrip. Dit beteken nie net geestelike verlossing nie. Dit beteken regtig 'n heelheid of 'n heelmaking in my totale menswees. Dit beteken God het my weer kom heel maak. Totaal. Emosies, geestelik, alles. Jesus is die verlosser. Wat ware shalom, vrede kan bring. Wat my weer kan heel maak, wat die stikkenheid kan heel maak. Dit is eintlik vir my aangrypend toe ek voorberei en ek dink aan hierdie prentjie. Die gryse ou Simeon, met die klein babaitjie in sy arms. En hier, in hierdie klein babaitjie, sien hy en ervaar hy God se verlossing. En dit gee hom totale vrede. Jy moet mooi kyk. Al wat Simeon in sy hande hou, is 'n babatjie. Is 'n babatjie. Maar in sy gees, omdat hy God vertrou het, sien hy, ervaar hy die verlossing en die vrede wat die Here sou bring, wat hierdie kind sou bring, en dis vir hom genoeg. Hy het waarskynlik nie geleef tot Jesus se kruisiging. Hy het waarskynlik nooit Jesus se prediking gehoor nie. Hy het waarskynlik nooit gesien dat Jesus uit die dood uit opgestaan het nie, maar dit was nie vir hom nodig nie. Net om daai babatjie in sy hande te hou, te weet God het beloof. God bring verlossing. God gee vir my vrede, sê hy, ek het vrede. Alles buitekant is nog presies dieselfde. Jerusalem is nog steeds in chaos. Lyding, verskeurdheid is nog steeds in die samelewing. Maar dankie Here, ek het vrede. Want ek het die verlossing gesien. Ek kon dit in my arms hou. Kan ek vir jou vra? Het jy al Jesus so ontmoet? Dit is so belangrik. Want ons kan hom ken. Ons kan weet van hom. Jy kan van kleinstig af sonnaarskool bygewoon het en dit is fantasties, asseblief. Jy kan die Bybel al 3 keer deurgelees het, dis wonderlik. Doen dit. Maar het jy al vir Jesus gaan vasvat? En sien jy in Jesus die verlossing, die vrede, wat jou hele lewe omvat? Nie net jou gereed maak vir die hemel eendag nie, maar wat jou lewe nou, die krisis wat jy nou deurgaan, die situasie waarin jy nou is, die wêreld waarin jy nou leef, die spanning wat jy nou beleef, sien jy dit dat Jesus vir jou die vrede gee, 'n vrede wat verstand te bowe gaan, jy weet nie hoe dit werk. Maar dan moet jy oorgee aan hom. Dan moet jy oorgee aan hom. Dan moet jy hom aanvaar. It's so amazing dat Simeon hier baie pertinent sê wat in die Ou Testament al reeds voorspel is, dat Jesus die Messias is vir almal. Dat hy 'n lig is vir die nasies. Hierdie verlossing is nie net vir die Jode nie, so ook vir nie Jode. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat jou agtergrond of afkoms is. Jesus het vir jou gekom, maak nie saak wat jy gedoen het of wat jy geleef het, maak nie saak wie of wat jy is. Jesus het gekom om vir jou vrede te bring, verlossing te bring, lewe te kom gee. Nou, tot die ewigheid. Dit is so, nie alle Jode het Jesus verwerp nie. Simeon is 'n voorbeeld van hulle Jode wat God se bedoeling verstaan het. En wat Jesus as verlosser aangekry het. Lukas wat die evangelie skryf, is weer 'n teken van die nie-Jode, wat ook Jesus aanvaar het. Wat wel belangrik is,
Dis 'n oop verlossing, dis vir almal. En dis vandag steeds vir almal. Sê Simeon in hierdie profesie van hom, dat hierdie verlossing wat Jesus bring, is nie goedkoop nie. Dis verniet. Dis genade, dis vry. Maar hierdie verlossing is nie goedkoop nie. Hierdie verlossing sou kos nie net dat God mens word nie, maar dat die mens Jesus moes ly, geeseling, gekruisig word en sterf. Die prys vir hierdie verlossing was die ultimate prys, die dood van die Seun van God, 'n martel vervloekte dood. Daarom sê Simeon in 'n profetiese woord vir Maria, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Want hierdie kindjie is die verlosser. Maar die verlossing wat hy bring gaan hom kos. Gaan hom alles kos. En jy's 'n geseënde, omdat jy die moeder is, die aardse moeder van hierdie kind. Omdat jy die voorreg het om hom groot te maak, maar die verlossing gaan 'n swaard deur jou siel bring. As jy sien, die pad wat hy moet loop vir verlossing. Weet jy, Kersfees, wanneer ons oor Jesus praat en liefde, moet jy mooi besef, dis nie 'n goedkoop soort fairy tale nie. Dit het vir God alles gekos. Maar daar is ook 'n ander kant daaraan. Al bring Jesus verlossing, al bring hy die ware vrede, shalom. Al is hy die lig in 'n donker, stikkende deurmekaar wêreld, aanvaar almal dit nie. Die waarheid is die meeste aanvaar dit nie, verwerp dit. Baie Jode sou nie Simeon se voorbeeld volg en in geloof voor die Jesuskind kniel en hom as Here aanvaar nie. Om die waarheid te sê, hulle sou hom haat, hulle sou hom uit hulle dorpe uitjaag, hulle sou hom op die ou end veroordeel en in die markplein skree, kruisig hom, weg met hom. En vandaar hierdie woorde wat Simeon sê in vers 34 en 35, kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstaan van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom. En wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Vir te veel mense, Christene, is Jesus se geboorteverhaal maar net 'n mooi fairy tale. Mooi rooskleurige verhaal van liefde, van engeltjies, van herders, van wyse manne, Maar reeds hier in die tempel, met Jesus in Simeon se arms, hoor ons van die pyn en verwerping waartoe die geboorte van Seun van God sou lei. Want Kersfees het ook 'n donker kant. So Simeon hier vir Maria sê, die waarheid lok altyd oppositie uit. Die verlossing van Jesus bring teestand. Die liefde wat mense se lewens wil vat en omvorm en nuut maak, roep altyd haat uit. En verwerping. Daar is niks in hierdie wêreld wat meer verdeel as Jesus nie. Ek weet nie of jy al agtergekom het nie. Jesus die ene wat kom vir eenheid, vir liefde, vir verlossing. Maar sy koms bring die grootste verdeeldheid denkbaar deur al die eeue. Omdat mense die waarheid nie wil glo nie. Die lig nie wil aanvaar nie. Die verlossing nie wil hê nie.
die vrede nie wil aangryp nie. Omdat hulle liewer is vir die duisternis as vir die lig. En daarom nie na die lig toe kom nie. Tot vandag toe nog moet ek en jy dit besef. Ons het die wonderlikste boodskap en mag dit so wees dat ek en jy hierdie boodskap uitdra in hierdie adventtyd. Maar weet, dit bring verdeeldheid. Want daar is mense wat dit nie gaan aanvaar nie. Maar hulle gaan dit nie net nie aanvaar nie. Hulle gaan dit aktief beveg. Daar's niks wat erger is vir iemand in die duisternis as wanneer jy 'n lig skyn en daai persoon is besig met duister dinge. Niks erger 5 uur in 'n wintersoggend as die lig skielik aangesit word in jou kamer. Dis nie lekker. Ongeveer 33 jaar later, na hierdie gebeure, nadat Jesus onder andere 3 jaar met sy disippels geloop het, gepreek het, wonders gedoen het, almal dit ervaar het. Nadat hy gekruisig is en opgestaan het, lees ons in die slothoofstuk van Lukas se evangelie, hoofstuk 24, dat 2 van Jesus se disippels, een van hulle se name word genoem, Kleopas. Hulle was op pad na Emmaus toe. En dan verskyn Jesus aan hulle en Jesus begin saam met hulle stap en met hulle praat. Maar hulle herken hom nie. As jy die verhaal mooi lees, dan sal jy sien, dis nie net dat hulle nie vir Jesus herken nie, hulle herken ook nie die verlossing wat hy gebring het nie. Ten spyte van al sy lering, ten spyte van daarvan dat hulle twee van sy disippels was. Want wat sê hulle? Hulle sê vir mekaar, luister, ons het so gehoop dat hy die een sou wees wat Israel vervolg. Ons het so gehoop dat hy die een sou wees. Ons het nie eers meer hoop nie. Ons glo nie wat hy gesê het nie. Die kruis het 'n kruis getrek deur ons geloof en ons hoop. Vir hulle, die omstandighede, alles wat in Jerusalem gebeur het, was vir hulle net te veel. Hulle is mismoedig, so mismoedig, dat hulle nie eers die verlossing waarvan Jesus gepraat het en wat Jesus gebring het kan raak sien nie. Kan ek weer vir jou vra? Is baie daarvan nie waar in ons eie lewens ook nie? Ook onder gelowiges, onder Christene. Dat die omstandighede het gemaak dat ek my geloof en my hoop verloor het. Dat ek mismoedig raak. Hoe lewendig, hoe werklik is ons verwagting? Hoe oop is ons vir die werking van die Heilige Gees, juis in hierdie omstandighede? Ek blameer nie daai twee nie, onthou, dit was vir hulle chaos. Alles wat hulle gedink het gaan gebeur, het nie gebeur nie. Op die ou end is Jesus dood. En toe sê die disippels nog, sy lijk is weg. Hulle het net nie dieper gedink nie, die omstandighede was vir hulle chaos. Hoeveel keer, ek en jy, wanneer ons deur 'n golf getref word, wanneer ons voet onder ons uitgeslaan word, wanneer alles net so verkeerd lyk, dan gee ons net op en dan sê ons, maar waar is die Here dan? Wat het geword van God se beloftes, waar? Of het ek nog daai verwagting, wat die omstandighede te bowe gaan? Daai vrede, wat selfs my verstand te bowe gaan? Ons weet so baie van Jesus. Maar kan ons hom nog herken? Herken jy hom? Waar hy op die oomblik langs jou stap, saam met jou stap? Sien jy hom? Jy's nie alleen nie. Hy het nie die wêreld op sy eie gelos nie, hy het nie jou op sy eie gelos nie, hy het nie
Hy het nie opgegee op ons nie, hy het nie opgegee op die verwagting wat hy vir jou gee nie. Maar sien jy hom langs jou stap? Herken jy hom, al is hy op 'n ander manier as wat jy gedink het, al gebeur die goed anders as wat jy gehoop of beplan of verwag het. Ons gaan vanmôre nagmaal gebruik. Dit is my opvallend daarin, Lukas 24, dat juis toe Jesus die brood vat, en die brood breek, toe gaan hulle oë oop. Toe herken hulle hom. Weet jy, dis deel van nagmaal vanoggend. Die Here wil my en jou oë weer laat oopgaan. Wanneer hy die brood breek, wil hy jy moet weer sien. Maar Here, U was nog altyd by my. Here, U is nog altyd by my. Here, U is hier. En U is in beheer, en U is hoop, en U is lewe, en U is vrede. U gee vir my shalom, Here. Ek weet ek gaan uitstap in dieselfde wêreld, en die wêreld gaan nog presies dieselfde daar buite lyk. Maar Here, ek is anders hier binnekant. Want ek het die vrede ervaar. Want U is in beheer. En U sal vir my sorg. Maak nie saak wat gebeur nie. Mag die Here gee dat ek en jy in 'n tyd, in 'n wêreld vol hooploosheid, vol vrees, dat ons die mense van hoop sal wees, 'n lig wat helder skyn. Die wêreld het nie 'n beter inenting nodig nie. Die wêreld het nie eers 'n beter leier nodig nie. Die wêreld het Jesus nodig. Want al word hierdie virus totaal onder beheer gebring en vernietig, gaan daar weer ene kom. Of iets anders. Of 'n aardbewing, of 'n tsunami, of 'n vulkaan. Wie weet? Asseblief moet dit nou nie sien as profesie nie. Dit is net voorbeelde. Maar wat ek vir u sê, is watter oplossing die wêreld ook daarmee opkom, die ultimate oplossing waarmee die wêreld kan opkom, is hoogs tydelik. Dit gaan nie regtig ultimately werk nie. Die enigste ware oplossing, die enigste ware hoop, verwagting, is Jesus. Ons weet dit, ons skuld dit vir die wêreld. Die wêreld gaan dit nie glo nie, hulle gaan dit nie aanvaar nie. Maar ons skuld dit vir hulle. Dat hulle dit ten minste kan weet. Amen. Almagtige God, Hemelvader, Here, baie dankie dat U hoop bring in 'n hopelose situasie. Dankie dat U vrede bring in 'n tyd van spanning en oneenigheid. Dankie, Here, dat U ons kom verlos het. En Here, ons leef met hierdie hoop, ons leef met hierdie lig. Mag dit 'n verskil maak, nie net in ons lewens nie, maar deur ons lewe, ook in ander se lewe. Dat daar deur ons iets nuuts in hierdie wêreld pos, wat Here soos 'n mosterdsaadjie, soos is hierdeur. Kom ontmoet ons by die nagmaal, in Jesus naam. Amen. Geliefdes, die nagmaal is 'n baie besondere geleentheid. Soos wat ek reeds gesê het, Jesus het dit ingestel, juis om ons geloof te versterk, om ons oog weer op hom te rig. Wat het Jesus gedoen? Wie Jesus is? Wanneer ons die brood breek, die wyn drink, dan word ons opnuut bevestig dat Jesus is die verlosser, hy is die lig, hy is die hoop. In hom is daar verwagting. Daarom, wanneer jy dit vanmôre doen, moet dit nie maar net doen soos elke ander keer. Raak stil en sê, Jesus, so Simeon die Jesus kind in sy arms kon hou, het ek 'n stukkie brood in my hand. Dit is 'n simbool van wat Jesus vir my kom doen het. Here, ek aanvaar dit. Ek aanvaar U vrede in my lewe. Ek wil leef met daardie verwagting. Deel van ons voorbereiding vir nagmaal
is ook ons skuldbelydenis. En die Here het dit op my hart gelê dat ons vanmôre by die gebruik van nagmaal ook net vir 'n oomblik stil sal word voor die Here. En ek wil vra elkeen hier in die kerk, by die huis waar jy is. Ons het die afgelope tyd baie gehoor wat God gesê het oor eenheid, oor liefde. En ek glo dat die Here ons vanmôre uitdaag om te vra, Here, waar tree ek op, waar praat ek, waar reageer ek, waar skryf ek iets wat liefdeloos is? Here, waar is ek besig om iemand seer te maak of te na te kom? Waar is ek nie sensitief vir hulle wat van my verskil nie? Ek wil dit regtig van jou vra, want ek glo God vra dit. As jy nagmaal wil gebruik, gaan maak skoon. Ja, daar buitekant. Maar kom ons begin hier binnekant. My man, my vrou, my kinders, my familie. Kom ons bely opnuut teenoor die Here. Here, hoe bang ek ook al is, en hoe onseker ek ook al is, Here, dis nie 'n rede om liefdeloos te wees nie. Vergewe my. Vergewe my. En kom ons sê vir mekaar, ek is jammer. Ek is jammer as ek jou seer gemaak het, omdat ek so oortuig was, en ek nie bereid was om te hoor wat jy sê, en ek nie oop was om jou te aanvaar vir wie jy is. Ware liefde. Aanvaar mekaar. Kom ons raak stil voor die Here. Kom ons erken dit voor die Here. As deel van ons voorbereiding, kom ons sing saam die nagmaalslied. Staan schuldig voor U, Heer. Voor U, my Vader, wat regeer. Ek is nederig in my hart, en my siel is so verward, en die lewe is vuil voor my troon. O Heer, vergewe my
bly net so staan, dan sê ons hardop saam die geloofsbelijdenis en dan bly u staan vir die tafelgebed. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Almagtige God en Hemelvader, Here Jesus, o Heilige Gees, ons buig voor U, ons aanbid U, waar ons nou die tekens van brood en wyn gaan opneem, bid ek, Here, dat U ons harte opnuut op U sal rig, dat ons U sal vasgryp, Jesus, as ons lig, as ons verlosser, as ons vrede. En ek bid dat ons daardie vrede in ons lewe sal ervaar, en dat ons met daardie vrede, hoop en verwagting, sal uitgaan. Here, wil U doel met hierdie nagmaal in elkeen van ons se lewens bereik. In Jesus naam. Amen. U kan die plekke inneem. Ons gaan nie by die tafel sit nie as gevolg van die uitsaai beperkings. So as jy nie 'n glasie wyn en brood gekry het nie, kan u nou vir u kry asseblief. Geliefdes, die Here Jesus het die donderdag aand voor sy kruisiging met sy disippels die Pasga gevier, en by daai geleentheid het hy 'n stukkie brood geneem. Hy het dit gebreek en hy het gesê, hierdie brood wat gebreek word, dit is beeld, dit is simbool van my liggaam wat vir julle gebreek word. Dit dui op daai geweldige prys wat Jesus betaal het om my en jou te kan verlos. En hy het dit gedoen. En toe het hy die brood aan sy disippels gegee en vir hulle gesê, neem, eet. En as jy dit eet, dink daaraan, glo, wees verseker dat ek gesterf, dat jy heel kan word, dat jy God se vrede, sy shalom, in jou lewe kan hê nou en tot in ewigheid. Jesus het ook die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed verseël word. Hierdie wyn is 'n simbool van die bloed van Jesus wat aan die kruis van Golgotha gestort sou word. Hy sy lewe sou gee vir my en jou. Eweneens is dit simbool van die prys wat God bereid was om te betaal, om my en jou vry te maak van ons sonde, maar ook vry van ons vrees, vry van ons angs, vry van ons hooploosheid, om vir ons nuwe hoop te gee, om te weet ek is kind van God, nou en vir ewig, en niemand kan my ooit uit sy hand ruk nie. Daarom, neem, drink almal daaruit, dink daaraan, glo, wees verseker, dat jy kind van God is, gewas deur die bloed van Jesus, en dat jy vir altyd aan hom behoort. Here, ek wil U loof, met my hele hart wil ek U loof, ek wil U naam groot maak, want Here, dis U wat die verlossing gebring het, dis U wat die prys betaal het, U het alles gegee.
Dankie dat daardie verlossing volmaak, volkome is. Dat dit nie afhanklik is van die omstandighede of tyd waarin ons leef nie. Here, dankie dat dit vir ons 'n vastigheid gee waarmee ons kan lewe in hierdie lewe en kan uitsien na die ewigheid en weet, ons is vir altyd by U. Here, dankie daarvoor. Ek bid dat U opnuut ons elkeen individueel sal vasgryp, maar ek wil vanmôre spesifiek bid dat U elke huwelik, elke huisgesin opnuut sal vasgryp met die bloed, met die liefde saam bind. En Here, dat ons die vrede sal ervaar in 'n stikkende deur mekaar wêreld. Dat die bloed ons skoon was, ons heilig, ons reinig. En dat ons opnuut leef met die wete, Jesus is ons hoop. Jesus is ons verlosser. En ek behoort aan hom. Nou en tot in ewigheid. Amen. U het 'n geleentheid om die Here te dien met die offergawe en dan sing ons omdat hy leef. Kom ons sluit met 'n slotlied. U kan staan vir die slotlied en dan bly jy staan vir die uitspreek van die seën. Hulle vra net dat jy die kelkies net daar op die tafel sit as jy uitstap, asseblief. Ja.
Jesus kind. Mag het waar wees dat jy in hierdie tyd nie in vrees gaan leef nie, maar dat jy gaan jubel en juig oor die Jesuskind wat werklik in beheer is. Ontvang God se seën. Die Here sal vir julle goed wees en julle beskerm. Die Here sal sy gesig na julle toe draai en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en hy sal aan julle sy vrede gee. Amen.